Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd saam. Ons kom al hoe nader aan Goeie Vrydag en ons kyk na Jesus se laaste week gebeurtenisse. Daar's heeltemal te veel om in 'n minuut of twee se oggendoordenking uit te lig. Maar kom ek wys vir jou een van hierdie beginsels. Lukas 21:36 wat Jesus gebid het. Hy sê, wees wakker en bid altyd deur, vir krag om alles wat gaan gebeur, veilig te deurstaan, sodat jy kan verskyn voor my, die Seun van die mens. Bedags wat Jesus besig om in die tempel onderrig te gee, en snags het hy uitgegaan en op die Olyfberg gaan oornag. Wat het hy gedoen daar op die Olyfberg oornag? Gebid natuurlik. Hy praat oor gebed en hy sê, waak en bid, wees wakker en bid. Hierdie is seker vir my, as ek kan sê, die grootste beginsels van die lewe. Waak en bid. Natuurlik nie net waak nie. Waak is harde werk. Waak is doen jou gedeelte. Ons het hierdie spreekwoord, ek weet nie of jy hom al gehoor het nie, van as jy goed by die Here se voete neerlê, los dit daar, draai om en loop weg, hy sal daarna kyk. Dis mooi, dis waar. Maar as ook iets van waak en bid. So my gewoonte is net ek gaan lê dinge by Jesus se voete neer en dan vra ek hom, wat wil U hê moet ek daarmee doen? So as ek my kinders voor sy voete neer lê, dan as ek al wegloop, dan praat ek met my kinders. As ek weer finansies wil hê en ek loop al weg, dan gaan werk ek hard. So dis nie net gaan lê by sy voete neer en nou is ek passief en doen niks nie, want die Bybel sê waak en bid. Weet, iemand het so gesê, jy moet so waak asof jy nie bid nie, en jy moet so bid asof jy nie waak nie. Dis soos eksamen, jy moet so leer asof jy nie gaan bid nie, en dan moet jy so bid asof jy nie geleer het nie. Maak dit sin? Ek en jy moet waak en bid. En dan sê hy, Jesus self het dit gedoen. Deur die dag het hy geleer in die tempel. Nee, hy het nie gesit en vir die volkies gekyk en langs 'n rivier gelê en gewag tot hy doodgaan nie. Nee, hy het geleer in die tempel. En in die aand het hy gebid. En die Olyfberg gaan bid. So mens moet nooit ophou bid nie, maar moet ook nooit ophou waak nie. Waak en bid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die paradokse in die Bybel, die tensions waarvan ek so baie praat. Daar's nie net een kant van die kooi nie, daar's twee kante van die kooi. Here, daar's 6 hande waarmee ons moet werk en dan kom die 7de hand by. Here, vergewe Christenskap wat sê, gee oor, gee alles vir die Here en dan wag ons en dan is ons lui en ons doen niks nie. Maak ons fliks, Here, laat ons waak en bid. Laat ons lees en bid, laat ons werk en bid, laat ons bel en bid, laat ons opgee en bid, laat ons mense omarm en bid, Here. Dankie daarvoor, Here, help ons, dankie vir Jesus se voorbeeld. Hy werk deur die dag en in die aand, dan bid hy en kom by die Vader uit. Dankie daarvoor, help ons daarmee, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, sien jou môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.